Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Dame, jy lyk asof jy vandag na iets fancy toe gaan. Baie dankie, ek is hier. Dis vir julle. Dis vir julle. Sjoe, ek het nou nie daai verwag nie, maar dankie Christel. Julle is so welkom. Christel, ons begin met 'n wat vir my 'n tragiese storie is. Amberley Hughes wat besig is, hulle gaan nou op vonnisoplegging begin. Ja. Gister het voorvonnisverrigtinge begin. So dit beteken ons kry byvoorbeeld die verslag van die maatskaplike werker, jy weet sy het gegaan vir waarneming, daar's assesserings gedoen. Sy is skuldig bevind reeds, so sy moet nou gevonnis word. Nou die maatskaplike werker wat maandag getuig het onder meer getuig oor haar traumatiese kinderjare, van die toestande wat sy ontwikkel het, geestesongesteldheid wat sy ontwikkel het. So dit was sy het moeilik groot geword. Ja. En as ek dit sê, dan as ek reg verstaan, was dit nie so seer omdat sy uit moeilike omstandighede gekom het, nee, dis omdat party van ons word net moeiliker groot as ander. Ons sukkel met verskillende uitdagings. So wat die maatskaplike werker sê is tronkstraf, ja. Sy is 'n gevaar vir die samelewing, maar nie, jy weet, sluit toe en gooi die sleutel weg nie, want ek dink dikwels dit is mense eerste reaksie is, laat sy net nie weer tussen ons kom nie. Sal ek ongemaklik voel as sy met my kinders werk in die toekoms? Ja, ek gaan nie eers daaroor jok nie, ek sal ongemaklik wees. Maar ek dink ook dis iets wat die hof weet tydens vonnisoplegging in ag sal neem. Daar's baie kinders, veral in onderwyssituasies, wat hulle sê jy kan nie weer met kinders werk nie. Maar ja, sy moet nou gevonnis word. Wat die maatskaplike werker gesê het is met rehabilitasie kan sy gehelp word. En mense eerste reaksie is, sjoe, jy weet, sy het op 'n kind in die bad gesit en sy het 'n dogtertjie verdrink. Sy ontken nog steeds die verkrachtingsklag teen haar. Sy is skuldig bevind op een van die klagte daarvan. Maar die maatskaplike werker sê daar is hoop. Dat dit 'n hartseer storie is vir almal is so, maar dit laat by mense ongemak. Daar's onder andere ook getuig oor dat sy, jy weet, sy het afwesig geraak by die werk, by die skool waar sy gewerk het, hulle gesê maar sy kyk nie meer na die kinders nie. So dit was so amper op 'n afdraande pad wat mense kon sien hier gaan 'n ongeluk gebeur en 'n baie ernstige ongeluk wat hier gebeur het. Jy weet, nou dat mense vra, jy weet, sy was gewelddadig. Sy het onder andere 'n windskerm, as ek nou reg onthou, met 'n baksteen uitgegooi. Hier is nie 'n fliek nie. Dit is nie dramaties nie. Hier is iemand se lewe. Onder andere het ek gesien sy het haar arm gevat en alles van 'n tafel af gegooi. Jy weet, as dit in 'n fliek gebeur, dan is dit dis drama. As hierdie iemand se lewe is, dis toksies. Ja. En dis ook wat hulle gesê het, dit was 'n toksiese verhouding. En 'n kind het uiteindelik die hoogste prys daarvoor betaal. Maar in elk geval, dis nou voorvonnis. Die maatskaplike werker sê nee, die tronkstraf is gepas. Weet en ek dink mense voel dan so half dat geregtigheid geskied. Jy weet, ek sou nie gemaklik wees as sy wegstap weens een of ander geestesongesteldheid en sê maar dit is eintlik nie haar skuld nie. Ja. Mense wil tog sien dat daar gevolge is vir jou daar. Selfs al het jy 'n helse kindertyd gehad. Ja, want hulle jy is nou groot. Ja, en hulle praat van persoonlikheidsversteurings. Hulle praat van jy praat van dat hulle meer na sy die kinders kyk het nie maar in die klas sit en highlight. Mense wonder het niemand het die tekens gesien nie. Jy noem nou die twee voorvalle van die baksteen en die goeters en hulle sê tog het hy besluit om sy kind pa te los onder toesig. En dit was 'n paar weke voor dit gewees. Dit is regtig tragies dat 'n kind hulle lewens verloor. Dis hartseer, maar jy's nie verkeerd as jy vra het. Ergens nie agterkom en ek baie keer voel mense 'n bietjie sleg want my oupa het altyd gesê ander man se boeke is duister. Mense weet nie wat agter geslote deure gebeur het nie. Maar hier waar ons nou sit, dink ek met rede het jy vra om te sê maar het niemand gesien hier kom 'n trein smash nie. Ja, skus. In baie gevalle. Ja. Kyk ons ander pad. Christel, Spokskool ondersoek boelie voorval. Ja, so ons het nou net gepraat oor iemand wat moeilik groot geword het. Partykeer kyk jy aan 'n pad. Hierdie is ook moeilik en ek dink vir almal van ons wat kinders op skool het en hulle probeer groot kry en hulle probeer ordentlik groot kry, is hierdie 'n werkgroep. So hierdie is in Johannesburg.
'n 7-jarige leerder is hierby betrokke. Nou wat hulle sê is iemand het potloodskafels in haar skafsels in haar oor gedruk. My nekhare staan regop. Jy weet hoe ek wil vir myself vra hoe gebeur dit? Waar gebeur dit? Ja. Die kind wat die ouers vermoed verantwoordelik was vir die skaafseldrukkery, die kind se ouers sê nee, dit was nie hulle nie. Die skool het gevra mense moenie bespiegel nie, waarvoor jy begrip het. Jy weet, ouers praat nogal flink onder mekaar. Maar ek dink ook dit is goed dat mens vir jou ouer, jy weet, dat ouers betrokke is en dat hulle amper 'n oorsigrol speel. Dit is nie die skool se uitsluitlike verantwoordelikheid om jou kinders groot te maak of hulle maniere te leer. Jy weet, skole moet wiskunde leer en Afrikaans leer en kodering leer. Dis jou werk om jou kinders maniere te leer. Dit gesê, jy weet, wanneer ons kinders in die oggend by die skool aflaai, gee ons hulle oor aan die skool. So dan, by my is daar 'n mate van verwagting van, daar gaan dissipline wees. Jy weet, my kind gaan veilig wees. Ook tussen ander kinders. Ja. En ek dink dit is die les wat ons hier uit moet vat. Dit is skrikwekkend hierdie dat dit met 'n kind gebeur. So wat is nou die gevolge? Wat doen jy argumentshalwe die oortreder is ook 7 jaar oud. Wat doen jy in daai geval? Nou die skool sê daar sal ouderdomsgepaste stappe gedoen word. Ek dink dit is 'n rooi vlaggie vir ons as ouers om te sê ons moet met ons kinders praat. Dis iemand se kind hierdie. Kyk, ek het self 2, so 'n klip gaan ek nie optel sommer nie. Een is baie walk the line, die ander een is so 'n bietjie van kom ons kyk of ons die grense gaan toets. Ek gaan eers vir julle sê wie se kind is wie se, nie? So ek weet wanneer my kind volgende week is daar 'n toekenningsgeleentheid, die kleintjie sê iemand gaan 'n prys kry want hulle is soet. Nou sê ek so wat is soet, liefie? En nou sê dit nie ek nie. Nou sê ek nee, dit is glad nie wat ek bedoel het nie. Hy is soet, hy's net nie die hele tyd soet nie. Weet maar 'n mens jy kan nie jou blind staar teen jou kinders se foute, se tekortkominge nie. Dis ons werk om hulle te begelei voordat iets soos hierdie gebeur. So ek dink ouers is tereg bekommerd, 'n mens moet wees, maar dit is ook 'n wekroep vir ons as ouers om te sê, weet ons kan nie net ons dissipline en ons grootmaakproses uitkontrakteer nie. Ons moet met ons kinders praat en hulle maak droog en jy weet nie waar om jou kop in te druk nie. Die ma van hierdie kind sê terwyl haar kind nou by die huis moet wees met besering in die oor gehoor wat geaffekteer is die soos sy sê die boelie wat sy daarvan beskuldig by die skool besig om skool te gaan, sy sê en daar word niks aan die kind gedoen nie. So daar is 'n verskriklike dilemma. Ek verstaan dit. En ek dink maar die ma sê ook spesifiek daar's soveel kinders by die skool, spesifieke skool wat sy ouers nie betrokke is by hulle lewens nie. Ek dink dis dalk maar die sleutel. Ek dink dit is presies wat dit is. Dit is nie iemand anders se verantwoordelikheid nie. Dis ons kinders. Ja, by die skool moet daar, jy weet daar's gedragskodes en dissipline en hierdie kant toe en daardie kant toe, maar jy as 'n ouer moet betrokke wees. Die skool kan dit nie op sy eie doen nie. En ons weet ook dat die skole net soveel mag doen. As daar nou 'n bekleier uitbreek of jy weet ek boelie iemand of iemand word al lank geboelie, skole het net ook soveel mag. So dan verwag ek ook jy as ouer om jou kind aan te spreek. Verstaan om te sê okay, jy verwag dit van 'n ouer, maar ek dink baie keer loop skole hulle ook vas in ouers wat sê maar hier is eenvoudig nie moontlik nie my bloetjie nie. Nee, my kind is onskuldig. Ons sal nooit. Ja. Maar boeliegedrag is maar tekenend ook van veral 'n Afrikaanse gemeenskap wat die heeltyd 'n sluimerende frustrasie en 'n amper impotente aggressie het en as mense by die huis kom dan haal dit uit op hulle gesinne met daardie selfde mentaliteit, daai selfde reaksie en buitigheid en dis dalk maar wat kinders saam skool toe bring. Ja, ek dink dis 'n Suid-Afrikaanse ding, jy weet daar is hierdie onderliggende kwaad in baie mense. Is gepraat van kwaad. Blykbaar maak dit 'n kwaad as jy as 'n politieke party. Nou die dag was deesdae op amper sê die was daar onlangs 'n peiling gewees deur 'n politieke party. Wat diplomatie. Ja, ek sal dit sê nie diplomaat. En Action SA sê daar's veronderstel nou om riglyne te wees oor politieke partye en meningspeilings as dit kom by stemsteun. Dit is inderdaad so. Nou julle moet onthou hierdie goed dit het 'n groot uitwerking op mense. Dit is om iemand te sê jy weet hier is 'n oorlosie, maar is net 5 van hulle. So almal wil hierdie oorlosie hê. En dan ewe skielik is maar jy weet ek moet hierdie hê. En my gevoel is dat 'n mate uit 'n peiling dikwels daai uitwerking. Jy weet as almal vir hierdie party stem, dan dink ek moet dalk ook of as
hierdie party besig is om geweldig te daal, dan dit is my weet wat is fout met hulle? Ek weet ook nie wat's fout met hulle nie, maar iemand anders weet wat's fout met hulle, want niemand anders wil vir hulle stem nie. So dit het 'n baie groot uitwerking op hoe mense dink. Nou as jy in die statistieke bedryf is, in die syfersbedryf en in die peilingbedryf, dan sal jy weer ons onder andere foutmarge, so jy moet sê hoe groot is die speling van fout. En jy weet vir mense wat met daai goed werk, speel dit 'n enorme rol. Ons gewone, jy weet en ek verwys nou net na myself, ek weet nie goed julle met peilings is nie, maar ek verstaan nie altyd, jy weet, daai spelings nie, maar dit het 'n invloed op hoe akkuraat iets is en dit is waarvoor Action SA vra is daar moet daarom 'n standaard wees. Jy weet ons drie kan hier sit en ons kan sê ek stem vir hierdie party, jy stem ook vir hierdie party en jy stem vir daai party. So nou gaan ons sê 2 uit elke 3 kiesers stem vir hierdie party. Terwyl die metodologie, jy weet, die pool is nie eintlik verteenwoordiging en ek dink dis 'n goeie ding waarvoor daai standaard gebruik moet word, om te sê jy kan hierdie peiling vertrou. Jy weet 'n mens wil nie gemanipuleer voel deur hierdie goeters nie. Daar's mense wat as jy deur 'n peiling gaan hier op die laaste bladsy, dan so klein geskryf, jy weet wat het hulle gebel, was dit aanlyn, is dit in die stad gewees, was dit op die platteland? En daai goed speel ook alles 'n rol. Jy weet die res van ons sien 2 uit 3 kiesers stem vir 'n spesifieke party en great, hulle het 66% van die steun, terwyl dit eintlik nie 'n akkurate weerspieëling is nie. So Action SA het sy geskiedenis van voetfoute, maar ek dink hierdie is in die breë dink ek is dit 'n goeie ding. Goeie beginsel. Ja. Ja, die beginsel is goed. Christel, dan het die president gesê dit is goed dat ons van die gryslys af is. Dit wys ons kan nou weer vertrou word en ons het integriteit. My vraag is moes ons ooit op die gryslys gewees het. Maar kom ons kyk nou nie daaraan vas nie. Ons praat oor die feit dat ons af is. Ons is af. Nee, Ja. af die lys af. Wat die gryslys doen is dit maak dit duurder en moeiliker vir ons as Suid-Afrika om sake in die buiteland te doen. So daar's bepaalde kostes aan want ons word dopgehou. Wat hulle sê is jy weet ons weet nie wie besit watter maatskappye nie, ons weet nie waarheen gaan geld nie. Dit het onder andere te doen met terreurfinansiering. So ons is nou hier af. Wat goed is hier is ons is hier af en ons kon hier af. Dit het nou 2 jaar gevat, maar ons is nou hier af. Nou is die vraag soos die regering is vroeër gewaarsku en gesê hierdie is op pad. Dit gaan kom. En toe kom dit. En daar sit ons vir 2 jaar op die gryslys en nou is ons af en nou klop ons onsself op die skouer. Wat goed is. Ons is af van die lys af. Dit gaan dit makliker maak om sake te doen. Ons kan hierdie doen. Met ander woorde, wanneer ons die politieke wil het, kan ons goed gedoen kry. So as ons rondkyk oor goed wat nie werk nie en baie goed in hierdie land werk nie. Transnet. Dan moet jy vir jouself sê, maar dan ontbreek die politieke wil mos, want wanneer ons hierna kyk en sê ons, maar wanneer ons koppe afhou en sê maar ons gaan hierdie gedoen kry, dan kan ons dit gedoen kry. So in ander gevalle kies ons dan om dit nie gedoen te kry nie. Daar was nou die dag 'n navorser by Noordwes Universiteit se kry onthou wat gesê het ons werk met krisis situasies. Daar kan nie water wees nie want ons moet 'n watertender gee. Daar kan nie 'n kliniek wees nie want ons moet Ja. so ons strompel van die een krisis na die ander want dit is hoe ons skep. So hier kan ons sien wanneer jy die regte dinge op die regte plekke op die regte manier doen, is dit ongelooflik wat jy kan vermag. So dan kyk jy meer rond en jy wonder hoekom word dit nie op meer plekke gedoen nie? Is dit 'n doelbewuste keuse om te sê maar hierdie pas ons nie? Dit kan gedoen word. Hier is 'n uitstekende voorbeeld van wat gedoen kan word wanneer jy wil. Tyd om 'n regering in te stem wat goed vooruit kan sien gebeur en daar volgens beplan seker dan Bietjie visie. Bietjie visie. Sorry. Ja. Haai, nou is dit glad nie diplomaties. Nee, ja. Nou ja, R20.000 vir 'n muur of 20 miljoen rand vir 'n muur, maar daar's geld vir 'n kliniek nie. Daar is nie. Dis ek wil nou vir julle sê dit is baie mooi meer maar dit is nie. So hierdie is in Everton. So hierdie mense wag nou al, ek dink hulle sê 20 jaar. Nee, dis 20 miljoen rand. 15 jaar. 15 jaar. Ja. 20 miljoen jaar later het hulle 'n muur en nie 'n kliniek nie. So hulle moet baie ver loop na die ander. Ek wil sê dis 'n kliniek, maar dis 'n gebouetjie waar almal van TB-leiers tot kinders tot almal moet sit. Hulle word die mekaar behandel. Want dis nie klaar gebou nie. Die geld is betaal en hierdie mense sit buite in die son, sit hulle met hulle mediese laers om die son uit van hulle gesigte af te. Is dit reën, sit hulle in die reën.
hoekom? Hoe gebeur hierdie goed? Die een ding na die volgende. Ons het nou gepraat van die gryslys af, ons is almal baie chuffed. Dit kan gedoen word. Wat het hier verkeerd geloop? Ja. En wie se skuld is dit? Nou sê hulle die gemeenskap het ingemeng. Gemeenskap sê hulle het nie ingemeng nie, weet mense kom en hulle maak nie klaar nie. Ek kan die mense kwaadlik neem wat As jy betaal word om jou Kwaad werk is- te doen, doen jou werk, moenie die gemeenskap Ja. blameer nie. Kry dan 'n plan, werk rondom Die dit, gemeenskap doen jou het werk. nie 20 plan. miljoen gevat nie. nee, Exactly. hulle het nie. Hulle het niks om hiervoor te wys nie. Nee. Hulle het ver afstande om te loop, hulle het 'n wankelrige muur en 'n kliniek wat uitmekaar val en iemand se sakke is vol gestop. Jo. Kristal, dan kom ons selfs oor Panjasa Lesofie. Die almal Panjasa. Hoor hierso, as ek daai karretjies op die pad sien in Gauteng, dan kom daar 'n vrees oor my. Dis asof dit kan net sowel 'n armed robbery gang wees en ek is 'n cash and transit lorry. Dis hoe ek voel. Elke keer as ek verby so 'n karretjie ry, hulle kan nie enigiets aan my doen. Hulle kan nou ja. Hier is die hoofartikel van Business Day. Vir my was dit belangrik om kennis te neem daarvan want ons kan nie meer toelaat dat God se water oor God se akker loop nie. Nie eers met ons premier nie. Nou ons premier is met hulp ingestem en ek praat van ons as Gauteng. Hy is met hulp ingestem en hy het so amper, jy weet, sy naam word genoem as 'n moontlike volgende president. Hier is 'n man wat geweet het. So die aanbeveling was dat hierdie nie kan werk nie. En hy het soos 'n tsunami alles voor hom plat gevee en gesê, maar dit gaan werk. Ons gaan vir hy het selfs gesê dat hierdie mense vuurwapens moet kry. Jy weet, Ja. ons gaan julle bewapen en ons gaan almal wat so skepties was oor wie julle is en wat julle doen, ons gaan hulle almal verkeerd Hulle het amper bewys. doodgery met 'n BMW teen 170 nou die dag. Nou wil hy vir hulle vuurwapens gee. Ja, maar jy sien 'n kar uiteindelik word ook 'n wapen. Peer, en dit in die verkeerde hande is dit gevaarlik. Maar ek dink dit is belangrik dat ons mense aanspreeklik hou. Ons moenie vergeet wat hier gebeur het nie. Hy het gesê, hy weet hulle gaan nou opgeneem word in 'n ander eenheid in die verkeerspolisie. Ure voor die openbare beskermer se verslag gesê het, maar hierdie is onreëlmatig. Dit moes nie gebeur het nie. Ek laat my nie vir 'n oomblik vertel hulle het geweet hierdie kan nie werk nie. Dit ingevolge wetgewing kan dit nie gedoen word nie en nog steeds het hy net aangegaan. Wie het hom teëgegaan, wie het hom gestop? Weet jy, ons kan nou hier sit en ons kan praat, maar ons mag nie vergeet nie. Ja, maar ons premier is iemand wat sy geskiedenis nou wys. Hy doen eintlik net wat hy wil wanneer hy wil. Dis nie En geen as jy reg jou om eie iemand mag sê nie. kan stig om jou te ondersteun met jou naam by, great. Ja. Absoluut great. Ons moet nie vergeet nie. Daai wat jy sê van iemand wat maak net soos wat hy wil, ons moet nie vergeet nie. Ons moet lesse leer. Dan, Atletiek Suid-Afrika se baas. Het toe nou 'n bietjie rondgespeel met sy kredietkaart meer as wat hy moes. Dis die soort kredietkaart wat 'n mens wil hê. So, James Molloy het 'n kennisgewing van skorsing gekry deur SASCOC vir die beweerde misbruik van die federasie se kredietkaart. Nou gaan hier waarskynlik baie ander mense wees met maatskappykredietkaarte wat sê maar ons doen, jy weet, ons onthaal ook. En dis reg. Mense moet onthaal. Ons hulle praat hier van 'n 10 uur lange raadsvergadering waarin hulle dit gebruik het. So in die verhoor het meneer Molloy erken dat hy die kredietkaart gebruik het om alkohol en kos te koop, maar hy sê dit was nou nie vir 'n onderduimse predes nie. Hy sê hy het Nando's gekoop. Maar dit was vir atlete wat deelgeneem het aan 'n marathon. En hy sê hulle is dikwels honger. So ja, hy het alkohol gekoop sê hy, maar dit was vir kliënte en sakevennote wat belangstelling getoon het om Atletiek Suid-Afrika te ondersteun en die mense het dikwels gevra om by tavernes te vergader. Sjoe. Ja, en dan by hierdie vergadering het hulle hom gevra om drankies te koop. So hy moes hulle tegemoet kom. Man, weet jy wat? Atletiek Suid-Afrika. Hier kom dit. Nee. Ons hoor gereeld van atlete wat sukkel, wat self geld Hulle betaal doen. by die Olimpiese spele uit te kom Hulle en doen. wat ook al anders. So ek wil nie hoor hierdie meneer gebruik kredietkaarte om mense se drankies vir hulle te betaal. En betaal jou atlete. Doen net, Dankie. kom ons begin net daar. Nee, maar jy moet it takes money to make money, Jennifer. Jy weet niks van hierdie goeders Die nie. minste wat ek kan doen is 'n Dis vliegkaartjie en verblyf betaal vir atlete wat dit andersins op hulle eie moet doen. Wat hulle land verteenwoordig. Absoluut. Ja, bly uit die tavernes uit. Hier is net beweringe, maar ek moet vir julle sê hier is nie 'n slegte kredietkaart om te hê nie. Ek gaan nou met my netjies 'n pakkie, gaan ek vir iemand vra oor
Kom ons praat oor 'n kredietkaart. Ek is 'n moontlike kliënt. Ek O, jy sal welkom wees. Baie dankie Christel. Christel, baie dankie vir die saamgesels Dankie julle. Dit is natuurlik Christel Cornelissen met vanoggend se koerantbesprekings. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.